Môre, môre, môre. Hoop julle het lekker geslaap. Dis die laaste dag van die week. En as ons hier klaar is vir die dag, dan kan ons begin naweek hou. Ek hoop julle sien uit na 'n stukkie rus saam met julle mense. En mag julle vanmôre wakker wees en met die Here se liefde in die wêreld ingaan. En mag hy ons vanoggend vir hierdie paar oomblikke nader aan hom trek, sodat ons sy wil mag ken en dat sy wil ons sal vry maak. Ek gaan hierdie week afsluit met Johannes 8, vers 31 en 32. Wat 'n belangrike opdrag is hierdie nie van Jesus nie. As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Daar's 'n man met die naam Robert Newton Flew. Toe hy nou nog 'n jong man was hy 'n baie goeie pos aangebied in Kanada. Daai pos sou vir hom baie ruimte gebied het om sy intellektuele gawes te gaan uitbrei. Dit sou vir hom 'n baie goeie finansiële skuif gewees het. Maar hy het sy lewe aan Jesus toegewy en aan die bediening. En hoewel die ander pos vir hom baie voordelig was, het hy hierdie pos aan die hand gewys en hy het hierdie volgende woorde gebruik. Hy het gesê, die pad na studie en die wit lig van geslagte wat daar langs geloop het, is baie aantreklik. Maar ek kan nie help om die aantrekkingskrag van daardie man aan die kruis te voel en te weet dat hy vir my ander dinge in die vooruitsig het nie. Wat 'n getuienis. Ja, julle, die Here Jesus het vir Robert geroep en hy het geweet hy moes gehoorsaam wees. En weet julle, Jesus het gesê die ware toets van disippelskap is of jy hom sal gehoorsaam. En jy kan dalk beweer dat jy hom liefhet, jy kan wonderlik aangegryp word deur eredienste, jy kan baie goed in en uit die kerk vervul, jy weet dalk baie of dalk 'n bietjie minder van die Bybel, of jy's dalk van nature iemand wat almal wil help, maar die deurslaggewende vraag wat jy vir jouself moet beantwoord is hierdie een: is jy gehoorsaam aan die stem van Jesus? Nou, miskien dra hierdie vraag meer gewig as ek dit soos volg gaan stel. Is jy gewillig om Jesus te gehoorsaam, selfs wanneer jou dit iets kos? Ja, om vir Jesus te gehoorsaam beteken dat jy altyd iets vir hom doen. Vir ander beteken dit om dalk uit hulle gemaksone uit te beweeg, om die boosheid van die wêreld te gaan uitdaag en nog steeds aan hom gehoorsaam te wees. Wat vra die Here van jou? As ek en jy goed doen wat ons verder van die Here afvat, dan was dit definitief nie die stem van die Here wat jou geroep het nie. Ek en jy moet groei deur gehoorsaamheid. En hierso is vanmôre 'n groot waarheid. Jy kan aan God net gehoorsaam bly as jy naby aan Christus is. As jy ver van hom af is, kan jy nie vir God behaag nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, kom versterk almal wat dit moeilik vind om aan U gehoorsaam te bly. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Dit was weer 'n wonderlike week saam met mekaar. Ek hoop dat die Here jou gees verryk het en dat sy gees jou dors kom les het in jouself en mag jy altyd op soek bly na die bron van lewende water in jou lewe. Mag julle 'n mooi naweek hê. Volgende week praat ons weer. Totsiens.